Moeg geleden, chat. Baie moeg. Sjoe, gaan het maatjies? Goed. Goed. Lekker koud buite, nee. Is het kry koud? Nee, bietjie harder. Ek kry baie koud, so ek wil laat lê. Feit dat ek 'n kos by hom aan het sê, niks hoor, ek het by die skool gehoor, my juffrou het gesê, ek moet die storie van Jona gaan lees. Ken julle die storie van Jona? Ja. Wie ken het? Steek aan op. Ken julle daar aan die kant nie? Hier ken julle? Wil julle ek moet die storie vir julle lees? Ja, nee. Ja. Okay. In elk geval, ek wil dit vir 'n taak doen, so ek gaan nou 'n bietjie die storie lees. My ouma het gelukkig vir my 'n boek gekoop oor Jona. En nou gaan ek vir haar 'n bietjie lees en oefen en dan moet ek by die skool gaan lees. Okay, so hier is die boekie. Ja, lekker boek. Kom ons blaai 'n bietjie in die boek. Wat daarvoor? Wat sien julle daar? Jona, nee. First die storie. Kom ons kyk. Okay, hier gaan die storie. Lang. Wat ouma? Ouma moet 'n bietjie kom luister. Hoe kom ouma Sofie? Hallo Tommy. Hallo ouma. Ouma wil die storie lees van Jona. Dis reg sien. Okay, lang gelede. En daar 'n man geleef met die naam Jona. Op 'n dag het God vir Jona gesê, "Ga na my mense toe in Nineve." Okay, wat gebeur toe? Jona het in Israel gebly. Hy wou nie na Nineve toe gaan nie. Hy het op 'n boot geklim wat weggevaar het van Nineve af. Doorie, ouma, klink my hierdie Jona lekker stoute ouetjie, nee. Hy is lekker stout, nee, maar. Ja, my seun. Hy het na Joppe gereis op die boot en dit is net mooi in die teenoorgestelde rigting waarin God hom gevra het om te gaan. Ja, lekker stout. Ja, 'n groot storm het losbaar. Boem, het gedreef. Sjoes, die golven gaan. Wind in die reën en die boot kan skud. Kom, ek is 'n bietjie skud. Skud 'n bietjie. Skud. Wow. Die skud al is. Jy nou kyk. Ja, man. Dit is nie so 'n storm as die boesem vol hier staan. Wat gebeur toe? Die matrose op die boot het wakker geword. Hulle was bang. Hulle het die boks op die boot in die see gegooi, maar Jona het geslaap. Kom ons bietjie saam met Jona slaap, nee. Kom ons slaap bietjie. Kom allemaal. Ek wil net sitte slaap en hy slaap. Kom David, kom. Jy moet kom. Excuse, ek het net so Jona aan slaap geraak, nee. Okay, maar ons doen die storie. Kom ons kyk. Die kaptein het toe vir Jona wakker gemaak. Kom ja, Paul! Roep die kaptein. Jona het gesê, God het die storm gestuur, omdat hy probeer weggaan te bed van God af. So, die matrose het gehoor wat Jona sê. Hulle het hom in die see gegooi. Skielik het die wind ophou waai, die son het geskyn, die storm was verby. Ja, gelukkig was die storm verby, nee. Jona het al dieper weg van die donker water. So, klink my nie, ek wil lekker swem nie, kan julle swem? Kan julle aan swem? Ok, so julle is nie dieper weggesak. Ok, goed, maar hier is die snaakse boek. Ok, geblaak. Jona het baie vis gesien. Jona was baie bang. Hy het tot God gebid. Here, help my asseblief. Ok, God het gehoor toe Jona bid. 'n groot vis het na Jona toe geswem. Die vis het al nader en nader, vol groter geword.
En wat gebeur toe? Kom ons kyk, die groot vis, die bek opmaak, die hele insluk. Loop, koep, koep, lekker insluk, nee. Ouma, sê jy, is dat ek 'n groot vis waar mens kan woon, soos Jonas? Ja, Davie, maar dit is nie waaroor die verhaal gaan nie. Die Bybel leer vir ons dat ongehoorsaamheid aan die Here vir ons baie probleme bring. Okay, goed maar, okay, Jonah was binne in die vis. Hy het gebid, Here, ek sal gehoorsaam wees. Goed, as het die bek opgemaak, en Jonah op die grond uitgepoeg. Goed, skies hoor, en ek kom eens gespoeg, okay, okay, so Jonah is uitgespoeg, Jonah het die boot gekry, en Nineve toe vergaan, net soos God hom beveel het. Sien jy, Davie, as mens nie luister na wat die Here sê nie, en jou eie kop vol, dan is daar baie gevare op die pad. Okay, dankie ouma, nou het ek ook geleer, ek moet vir die Here uitsterf. Okay man, dankie, julle is so mooi geluister, ek gaan dit nou by die skool lees môre. Okay.